Ek weet nie of jy ook nou al voel dat dinge werk net so soms. Jy's nou al so lank gelowig, dierbare kind van God, maar daar's 'n frustrasie van, Here, hoekom gebeur die dinge nie? Hoekom gebeur die dinge nie in my lewe nie? Waar is die vrug, Here? Ek is 'n getroue persoon, 'n gelowige, en ek gaan nie vandag sê dat daar's 'n antwoord, daar's 'n oplossing vir u vandag. Ek praat die afgelope tyd oor die verantwoordelikheid van die hoorder. Nou, u is ingeskakel op die program Encounters en ek is Desmond Berry. Ek is so opgewonde. Ek is so bly vir u wat vandag ingeskakel is. Ek is regtig waar, ek het 'n verwagting dat die Here gaan met u praat. Daar is 'n afspraak vandag. Daar's by geen, it's by no chance dat jy hier ingeskakel is. Dit is 'n besturing van die Here. Nou, ek wil hê jy moet saam met my blaai na die boek van Matteus, en ons gaan lees weer uit Matteus hoofstuk 13, en dan lees ek vanaf versie 22. Ons praat oor die gelykenis van die saaiër, en waar Jesus nou die gelykenis openbaar, en vir sy disippels sê, dis eintlik wat die gelykenis beteken. Vers 22, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Die een by wie langs die dorings gesaai is. Ons weet het nou by die familie dat vrugbaarheid is 'n goddelike opdrag. Dis 'n koninkryksmandaat. Dis God se wil vir ek in jou se lewe. Die woord is die saad, en waar die saad gesaai word, is in ons harte. Maar daar's ook 4 kondisies van die hart wat die Here hier beskryf, waarna ek gewys 4 scenario's of 4 groepe mense. Dis dieselfde woord. Dis die woord van die koninkryk. As die kragtige woord wat sterker is as enige tweesnydende swaard. Niks fout met hierdie woord nie. So sal my woord wees, sê die Here. Soos die reën wat uit die hemel val en die aarde benat en het bring voort, so sal my woord wees, sê die Here deur die profeet Jesaja in Jesaja 55. Hy sê dit sal nie leeg terugkeer na my toe nie. Dit sal voorspoedig wees. God sê eintlik, my woord sal vrugbaar wees in die hart wat dit verstaan, wat dit hoor nommer 1 en dit verstaan. God se plan is dat ek en jy moet soveel as moontlik vrugte oplewer. Ons weet in elke opset van die lewe het ons 'n saad nodig om 'n oes te kry. Ons kan na hierdie saad verwys na 'n gedagte. Ek wil net gou net vir jy iets tuis bring. Soms kom die besigheid. U kan self wat in 'n besigheid is en suksesvol is in besigheid, hoe dit gekom, dit was 'n gedagte, dit was 'n idee, dit was 'n konsep. Ons verwys gou na dat dit was 'n idee. Met ander woorde, dit was in 'n saadvorm. En so wat van die saad word, is my verantwoordelikheid. Ek kan saad in jou hand druk en ek kan vir jou sê, meneer, of jy het 'n profesie gekry, kom ek maak 'n voorbeeld, jy het 'n profesie gekry, die Here sê hy gaan vir jou 'n miljonair maak vir hierdie doel, want God wil hê jy moet 'n kingdom financier word. Right, die woord is gegee, die woord het uitgegaan, God se woord is ja en amen. En so nou kom iemand op 'n dag en hy gee vir jou saad, en ek weet hierdie scenario, hierdie voorbeeld mag nou baie snaaks klink, maar ons dit kan nie waarheid wees. Iemand sit saad in jou hand, letterlik saad, die persoon sê vir jou, man, ek voel net dat ek net vanoggend wakker geword, en ek voel ek het nou hierdie saad gaan koop, of ek het nou hierdie boom gaan koop, of wat ook al, ek wil dit vir jou gee. Ons maak die storie gou baie kort. Het jy geweet, familie, dat in 'n eenvoudige pakkie saad wat iemand vir my aflewer, kan die woord van 'n kingdom financier, as ek dit hoor en verstaan, dan kan hierdie pakkie saad, daai woord aktiveer in my lewe. God kan met my 'n idee, kan hy in my hart sit, 'n saad,
En 'n paar jaar gelede het ek 'n profetiese woord gekry. So en so en so sê die Here, en so is wat gaan gebeur aan 'n sekere tyd. En ons kan aangaan. En dan kom die Here oor 5 of 10 jaar en hy gee aan my idee. Of het deur iemand is wat die idee in my hart saai, of het deur die Heilige Gees is nadat ek net sit en I was just minding my own business. En ek kry die idee of konsep, hierdie gedagte. As ek die woord hoor en verstaan, dan kan daardie profesie geactiveer word. Wat sê ek u vandag, familie? Dit sê vir jou en my, dat ons met nougeset wandel, dag vir dag, om te hoor wat die Here vir ek en jou wil sê. Het gaan nie net gebeur in 'n kerkdiens nie. Ek moedig jou aan om die kerkdienste gereeld en getrou by te woon, want daar word ons toegerus, ons word geleer, ons word bedien, ons word bemoedig. Maar dit stop nie daar nie. Het is binne in my kar terwyl ek ry werk toe, wanneer ek terugkom van die werk op pad na 'n winkel toe om shopping te gaan doen. Waar dit ook al mag wees, sê dit vir jou en my. Ons moet ingestel wees. Ons moet nougeset wandel om te hoor wanneer die saad gesaai word. Die saad word op verskillende maniere gesaai. Die saad kan gesaai word vandag op Kruiskyk TV, op watter program jy ook al ingestel was. Die saad word gesaai op die radio. Die saad word gedurig deur as God besig om sy saaiers uit te stuur, om sy saad te saai. Die saad is die woord, maar nou kom ons terug na hierdie groep mense. Ons kom terug na hierdie persone wat dierbare kinders van God is. Wat kyk man, ons is getrou in ons opkoms en so kan dit aangaan. Maar nou praat hy van hierdie groep as die groep wat by die dorings, langs die dorings gesaai is. Hoor wat sê die Here, wat is hierdie dorings? Hy maak dit bekend. Hy sê die dorings is die sorg van die wêreld, die sorg van die lewe. Ek gaan verder gaan, die sorge, die omstandighede. Hy gaan verder, hy sê, en is ook die verleiding van die rykdom, en die goed laat die woord verstik. Ek het 'n awesome tyd gehad in my binnekamer. Ons het 'n wonderlike diens gehad, die Here het gepraat, die Here het gewerk, ek het die Here duidelik gehoor. En nou wat nou gebeur? Ek kom uit 'n vastyd uit van 3 dae of 7 dae, en ek het die Here gehoor, hy het my antwoord gegee, hy het my woord gegee. Maar nou gaan ek aan, en ek het die woord gehoor, en laat ek toe, dat die sorge van die lewe, ek laat toe, dat die verleiding van die rykdom, as dit nie vandag so nie, en is God se wil dat ons in alle opsigte in elk geval moet ryk wees. Maar wanneer ek en jy so verlei word deur die rykdom, dan het die verleiding van die rykdom en die sorge van die lewe 'n vermoë om God se woord oneffektief te maak in jou en my se lewe. Daar's niks fout met die woord nie. Daar's niks fout met wat God gesê het nie. Ek het reg gehoor. Jy het reg gehoor. Maar Here, hoekom kom die woord nie? Die sorge van die lewe. Adam en Eva, Here gee vir hulle 'n pragtige lewe. Al wat hulle moes gedoen het, soos wat die skrif sê, they had to watch over the garden and they had to cultivate it, they had to tend to it. Hulle moes dit bewaak het en bewerk het. En dis wat God vir ons sê vandag nog. Wat jy van God ontvang, bewaak het, bewerk het. Hulle het dit nie bewaak nie. Ek gaan dit, soos wat ek met die deel uit hierdie gelykenis, hulle toegelaat dat die verleiding van rykdom die woord verstik. Die Satan in die vorm van die slang kom en hy bedrieg die mens, hy verlei die mens, die verleiding van die rykdom. En toe Eva die boom sien en die vrug van die boom aanskou, toe sien sy dat is goed en sy begeer, is iets om te begeer, om wys te word. Die verleiding van die rykdom. Onthou, Adam en Eva het oorgenoeg gehad om 'n goeie voorspoedige lewe te lewe. Kyk wat maak die Satan. Hy laat hulle uitmis, hy laat hulle vir 'n oomblik vergeet hoe geseënd hulle is, hoe ryk hulle alreeds is.
En hy kom met verleiding en sê, Eva, as jy hierdie ding doen, en as jy van dit vat, ons weet mos die eet van die appel, of van die vrug, is nie fisies nie. Daar is ook 'n parable. Die appel, of die vrug, skies tog, die eet van die vrug, dit is nie fisies nie. Ons kan as ware sê, dit is 'n parable. En in die gelykenis is daar 'n verborgenheid wat geopenbaar moet word. Maar ek gaan nie vandag daaroor praat, ons kan op 'n ander tyd daaroor praat. En so hier kom Satan en hy sê, as jy dit doen, dan kan jy dit bekom. En jy kan dit verwerf en jy kan en die prentjie word geskets. En ek kan jou vandag sê, daar's 'n PowerPoint presentation wat Satan met besig was om aan Eva en aan Adam voor te gehou het. En hulle het geval. Hulle het die woord van God gekry. Wees vry. Geniet van alle bome. Geniet die hele tuin. Maar moet net nie van die een boom nie. Hulle het 'n woord gekry. Die woord was gesaai. Die saaier het uitgekom. Die woord is gesaai. Die verleiding van die rykdom. En die sorge van die wêreld. Hulle het besorgd geraak oor baie dinge. En dit het God se woord ineffectief gemaak. Dit het God se woord verstik. Daar's vertalings wat sê dat het die woord gechoke. It suffocated the word of God in their hearts. There was nothing wrong with the word. But they allowed the riches or the deceiving of the riches, die verleiding van die rykdom om die woord te suffocate. Kan jy vir 'n oomblik glo, familie, dat jy is so geseën en die Here het vir jou idees gegee en die Here het vir jou woord gegee en ons laat toe dat die sorge van die lewe en die verleiding van die rykdom God se woord oneffektief in ons lewe maak. Kyk wat gebeur verder. Nadat hulle toe geval het vir die verleiding van die rykdom en die sorge van die lewe. Hoor wat sê die Here, omdat jy geluister het na jou vrou en jy gehoor het wat ek jou gesê het, die Adam, sal hierdie aarde vir jou distels en dorings voortbring. Nou gaan dit vir jou moeilik raak, totdat jy terugkeer na die aarde. Weet jy wat? Dit was nie soos jy net doodgaan nie, totdat jy 'n nuwe mens gaan word, totdat die oue verbygaan. My God, ek hoor iemand hoor wat ek sê vandag, totdat die oue verbygaan en die nuwe ontwaak het. Ons dink baie keer as ons by begrafnisse, dit is ook die geval, ja, ons keer terug na die aarde toe, maar as ons ook in die gees kyk, dan praat hy dood van geestelike dood. Jy weet, en ons weet in Christus word ons daai nuwe mens. En so wat nou gebeur, is distels en dorings. Nou sit sorg op sorg. En ek word bombardeer deur omstandighede, totdat ek 'n nuwe skepsel geword het. My God, help ons vandag. Familie, ek gaan jou vandag sê, dat ons moet waak vir die verleiding, ons moet waak vir die sorge van die lewe. Ons kan maklik toelaat dat die vyand ons besig hou met baie dinge. Martha, hoekom is jy so besorg? Een ding is nodig en Maria het die beste deel gekies wat nooit van haar weggeneem sal word nie. Maria het geweet, hierdie tyd, hierdie oomblik, hierdie seisoen, of die plek wat ek moet inneem, is by die voete van my meester. Dis die beste plek. Al lewe ek en ek doen my werk bedags in die gees as ek by sy voete. My God, ek hoor iemand hoor wat ek vandag sê, in die gees. Ons dink, ons kan ons nou in elk geval nou nie heel dag voor die in 'n fisiese sittende posisie gaan wees en dink ons sit by die voete van die Here. Nee, dis 'n geestelike postuur, dis 'n geestelike posisie wat ek en jy moet inneem. Jy sien, ons moet by die plek kom, familie, waar ek en jy verstaan, daar's 'n realiteit. En Satan wil hierdie realiteite gebruik om God se woord oneffektief te maak, wat eintlik beteken, wat resultaat in 'n lewe van vrugteloosheid. Daar's geen vrugte nie. En hierdie een is baie deceptief. Maar ons kan mos nou dink, maar jy moet nou omsien na dit en jy moet aandag gee aan dit. Nie dat jy nie moet nie, maar ons moet kyk tot watter mate toe. Ons moet sien
Is dit nie die plan van die vyand om my te distrek, om my besig te hou, sodat die woord wat God my gegee het, nie in vervulling kan kom nie, en die vrug oplewer nie. 'n Mens kan maklik meegesleep word, familie, deur die sorge van die lewe, en deur die verleiding van rykdom. Jy sien, ons kan verlore raak, in ons najaag van rykdom. Ek sê nie, dat ons mag nie ryk wees nie, maar wees versigtig vir die verleiding van die rykdom. Kom ons begin ontdek wat, ek gaan nie nou sê familie, die rykdom, die ware rykdom, lê in wat God vir jou en my gesê het. En daarom sê ek altyd, ek het nou weer in ons kerk genoem, onlangs, dat as jy by 'n gemeente kom, moenie besorgd wees oor posisie, en hulle moet my gebruik, en as jy nou nie gebruik word nie, dan voel jy, daar word nie ruimte gemaak vir jou gawe nie. Nee, 100 of 1 miljoen keer nee. Die eerste ding wat ek en jy moet doen, ons moet daar wees om God se woord te hoor. Daai moet my verantwoordelikheid wees. Ek het 'n verantwoordelikheid. Ek moet soek na God se woord. Ek soek nie na posisies, ek soek nie na al hierdie goed nie. Ek soek God se woord, en ek moet hoor, wat sê die Here vir my? Jy sien, ek wil afsluit vandag, en ek wil vir julle sê, by hierdie gelykenis was die uitkoms. Daardie groep mense was onvrugbaar. Hulle het nie vrug opgelewer nie. Hulle het die woord gehoor, dieselfde woord. Hulle het niks vrug om te wys nie. Dis hartseer. Hoekom? Die sorge van die lewe. Nie ek wat dit sê nie. Die verleiding van die rykdom. Nie ek wat dit sê nie. Die Here Jesus sê dit self. So we need to discern. As die regtig God se wil, dat ek so veel aandag moet gee aan omstandighede, en soveel aandag moet gee om ryk te word, as dit regtig God se wil. Nou, ek moet discern. Maar die oplossing vandag is hierdie familie. Bly in hom. Johannes 15. Soos hy in julle, sê die Here. Dan sal julle veel vrug dra. En ons het op 'n stadium gepraat oor bly in hom. Jy kan dit gaan mediteer. Bly ek in die Here, of doen ek soos wat Spreuke 3 vers 5 my van waarsku? Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insigte nie. As ek op my eie insigte steun, dan beteken ek beweeg nou uit die Here uit. En sê, jy sal verstaan wat ek bedoel, as ek sê uit die Here uit. Ek beweeg uit sy plan. Ek beweeg met my eie gedagtes. Van die Here sê eintlik self, my gedagtes is hoër as julle gedagtes. So ek moet my onderwerp aan die Here, ek moet in hom bly, ek moet in die geloof bly, ek moet in die vertroue bly, voor ek enige ander goed doen. Iemand gaan nou vir my sê, ja, maar jy kan net bly vertrou nie. Dis nie wat ek sê nie, meneer. Ek sê dit begin by vertroue. Ek sê dit begin om seker te maak, ek is in die Here. En uit daai plek uit, doen ek wat ek moet doen. Jy verstaan wat ek sê? So hier, die woord is eintlik die fondasie van 'n mens se lewe. Ek het ontdek dat God se woord is veronderstel om die fondasie te wees van 'n mens se lewe. Soos enige gebou of 'n huis 'n fondasie het, so moet God se woord fondasie word in my lewe. Dit beteken dat alles wat ek aanpak, alles wat ek doen, wat dit ook al is, moet ek uit die plek doen van, ek is in hom geposisioneer. Ek moet dit doen uit die fondasie. Ek bou en ek pak aan, soos wat ek 'n huis bou. Die fondasie is gelê, so ek kan nou bou. Ek bly in hom al die pad. En as ek uitvind dat my gedagtes wil
van koers afgaan en uit die Here uitbeweeg en uit sy wil uitbeweeg, dan moet ek dit terugbring. Dan moet ek my gedagtes vernuwe of en ek moet vernuwe word in my denke en ek moet selfbeheersing uitoefen. Ek wil iemand vandag aanmoedig, ek wil iemand bemoedig, want God se wil is dat ek en jy moet vrug dra. Die mense wil vir Jesus sien. Ek gaan dit weer noem. En ek gaan dit elke keer noem. Die mense wil vir Jesus sien. Ons gaan volgende week so bietjie aan daai raak. Die mense wil vir Jesus sien. Maar ons gaan bly by die verantwoordelikheid wat ek en jy as hoorder het. Ons gaan dit verstaan en ons gaan dit bly verstaan. Ons moet die verantwoordelikheid aanvaar. Dalk die gemeente by wie jy is glad nie soos wat jy dink nie. Ons dink baie keer, hier gebeur niks by my nie. Nou hardloop jy na 'n ander kerk toe. Jy's by 'n gesonde gemeente, jy hardloop na 'n ander kerk toe, waar dit nou lyk asof dit is net aksies en klomp goed. Maar jy's eintlik by 'n gesonde gemeente. Die enigste ding is, jy vat die verantwoordelikheid nie. En wat ons baie keer doen, ek wil hê die prediker of die pastoor moet verantwoordelikheid vat vir my lewe. Dus dit kan nooit wees nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om God se woord voor te hou. Ek het 'n verantwoordelikheid om die waarheid vir jou voor te hou, om jou te disipuleer, om jou te help. Maar dit is nooit my verantwoordelikheid as 'n prediker of 'n gemeenteleier om verantwoordelikheid te aanvaar vir u se lewe nie. Familie, en ek glo u wat hoor sal verstaan wat ek probeer sê. Ek sluit af vandag, ons gaan vrugte dra in hierdie lewe. Daar's 'n ou koortjie wat ons mos gesing het, né? Ons sing dit seker nou nog. Ons gaan krone dra die dag wanneer Jesus kom. Maar ek wil hê ek wil sê 'n nuwe koortjie begin. Ons gaan vrugte dra in hierdie lewe wat die Here vir ons gegee het. Want God se wil is, soos wat ons krone gaan dra in die hiernamaals, moet ons vrugte dra in hierdie teenswoordige lewe. Ek glo jy was geseën, en as jy geseën was, asseblief, deel hierdie boodskap met ander. Jy kan op YouTube gaan, en dan kan jy indruk Desmond Berry Encounters, like en share asseblief die boodskap, en so word meer en meer mense geseën, en u help my om die boodskap van die Here uit te dra. Jy's geseën, tot volgende week. Amen.